Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons voort met ons tema. Om hemel en aarde te verenig. En dit is die laaste. Dit is die laaste een. Die laaste Dit is eintlik hartseer. Dit was 'n goeie reeks onderwerpe wat ons hanteer het. En wat is die laaste onderwerp wat ons hanteer? Die titel is om in die ganse wil van God staande te bly. En dit kom eintlik van 'n vers in Kolossense. Maar Voor ons begin, kom ons bid. dit is 'n goeie idee. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om nou u woord te kan open. Ek bid asseblief dat u ons hart en ons verstand sal oopmaak vir u waarheid. Dis my gebed in u naam alleen. Amen. Amen. Ja, ons sleutelteks wel kom nie uit Kolossense nie. Dit kom van 1 Tessalonisense. En En dit is 5 vers 18. En dit sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Nou my vraag aan jou is, dit is nou 'n sleutelteksvers, maar hoe is ons in alles dankbaar? om aan alles dankbaar te wees is 'n gesindheid. Dat 'n mens die seëning sien eerder as wat net alledaagse lewe. In alles wat ons doen of sê of mee hanteer, moet ons die positiewe seëning sien wat die Here vir ons gee. Dis interessant, in vers 16, dan sê dit, wees altyd deur bly. So dit sê, wees in alles dankbaar, en wees altyd bly. En in Filippense, natuurlik, 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. So my vraag is dit moontlik? Wel, die Here sal nie opdrag gee, As dit nie as moontlik dit is nie nie. moontlik is nie. So my- Natuurlik deur sy krag. Okay, nou kom ek weer terug na die vraag toe. Nou, hoe kry ons dit reg? En die antwoord is in vers 17, die teksvers tussen die twee teksverse. En dit sê, bid sonder ophou. As hy So, in kontak te wees met God. wanneer jy ophou bly, as daar nie meer blydskap in jou is nie, dan moet jy weet jy het ophou bid. As ons nie in konneksie is met God nie, dan kan ons nie in konneksie wees met vreugde nie. Want ons vind ons vreugde nie in onsself nie, en ons vind ons vreugde nie in ander mense nie, en ons vind nie ons vreugde en ons blydskap en ons dankbaarheid in ons omstandighede of in wêreldse dinge nie. Ons vind dit in God. So die enigste manier hoe hierdie moontlik kan wees vir 'n Christen en om staande te kan bly vir 'n Christen is om permanent in konneksie te wees met God. Dit was 'n vers in Psalm, want ek nou nie die reference kan onthou nie, maar dit sê basies dat jou vreugde is in die Here. In die presence Ja. of the Lord, skiet die Engelse Bybel wat ek lees. In the presence of the Lord is fullness of joy. Iets van daai aard. So ja, dit is al waar ons dit kry. So, soos ek sê, ons titel kom uit Kolossense 4 vers 12. En dit lees, if Epaphras, wat een van julle is, 'n diensknegt van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Hier is iemand wat, dit is sy gebede, dat ons volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. In elke aspek van die wil van God. Bly staan in totaliteit, in volkome aspek, jy weet nie, die volkomeheid van dit. Laat my dink aan Hebreërs 12 vers 3 en 4. Okay. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in julle siele nie vermoeid en verslap word nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Want om staande te bly kos iets, Wat kos dit? 'n volkome oorgawe aan God. So, En dit kos om teen jou eie sondige natuur te gaan. is En dit dis 'n stryd. maklik? Is dit maklik? Dit sê hier, so dis 'n stryd. Maar sien, dit is deel daarvan, so jy kry verskillende groepe mense, en sekere mense glo dat God sal jou die oorwinning gee, né? En tot 'n mate is dit waar. Dis nie tot 'n mate dit waar, dit is waar. Dit is waar. So, maar die ding is, hulle gebruik dit om dan te sê dat hulle bid en hulle waag dat die Here vir hulle oorwinning En sal daar's nie gee. iets wat 'n samewerking is wat Ja, wat ek aan 'n sê. kant af
waar Dis hoekom ek sê, as jy kyk na, vir my is altyd die voorbeeld, soos as daar 'n voorbeeld in die Bybel is van iemand wat ons na absoluut 100% na hulle voorbeeld kan kyk, dan is dit Jesus. En het Jesus 'n stryd gehad? ja. Absoluut. Verstaan? En het hy oorkom, absoluut. het hy oorwin Ja. aan alles. Verstaan jy, so dink jy dit was maklik vir hom gewees die 40 dae in die woestyn gewees, wat hy nie geëet het nie. Verstaan jy? En toe die duiwel na hom toe kom om hom te versoek, dit was nie maklik nie, maar hy het staande gebly. Verstaan, dieselfde toe hy in Getsemane was, die ergste wat hy deurgegaan het, maar hy het nog steeds staande gebly. Verstaan, so, ja, die Here gee vir ons die krag, en hy gee vir ons die oorwinning, maar dit beteken nie ek sit agteroor in my lazy boy, daarvoor nie. en ek hoef niks te doen nie, want dit word net vir my gegee nie. So dit is nie hoe Christendom werk nie. Die volgende gedeelte is oor uitreik, en ons sien in Kolossense 4, vers 7 tot 9, en het lees, Al my omstandighede sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar en medediensknegt in die Here, julle bekend maak. Ek het hom na julle toe gestuur, juis hiervoor om julle toestand te leer ken en julle harte te vertroos. Saam met Onesimus, die getroue en geliefde broeder, wat van julle mense is. Hulle sal alles bekend maak wat hier voorval. Hierso sit Paulus in konneksie twee verskillende groepe van die Christelike liggaam. En daar sien ons ook, daar is sekere dinge wat persoonlik oorgedra moet word. Nuus kan nie altyd deur 'n brief gaan nie. Amen. En in ons moderne tegnologiese tyd is daar 'n tyd om die foon neer te sit en self na iemand toe te gaan. En as ons dit nie self kan doen nie, moet ons dalk 'n getroue boodskapper stuur om dit in persoon te gee. Hoe werk dit dan? Die getroue boodskapper seker maar WhatsApp. Nee, maar vir my is ek stem saam met jou dat ons leef in 'n era, die kids era. Alles moet dadelik gebeur. En dit word amper asof dit afgewater word. Woorde word afgewater. As Die jy betekenis van dit. En selfs die waarheid, die Bybel. Want is gou vinnig net 'n kits hier en 'n kits daar en nou vinnig hierso en nou vinnig daar. Maar vat ons die tyd om iets oordentlik deur te gaan. Vat ons die tyd om met mense in kontak te kom en nie net gou vinnig, kyk, stuur net gou 'n boodskapie. Weet deesdae kan jy selfs 'n boodskap skeduleer. Jy kan selfs gaan en sê, okay, hierdie tyd, daai tyd moet 'n boodskap gestuur word. En dan is my gewete nou gesis dat ek het nou vir die persoon ons 'n boodskap stuur, so dis fyn. Dit laat my dink as 'n mens iemand groet en sê, hallo, hoe gaan dit? Vat jy eintlik die tyd om Te luister. of antwoord 'n mens ook maar net soos, dit gaan goed. Of jy weet, dit nie dat 'n mens altyd moet kla of iets negatief te sê het nie, dalk gaan dit goed en dalk moet mens dalk net sê, ja, dit gaan goed want die Here is goed. Maar vat ons die tyd om werklik met mekaar in konneksie te kom. Ja. En dit is wat Paulus hierso vir ons wys, dat hy wil hê dat ons daardie konneksie nie net met God nie, maar met mekaar ook hê. Ek dink deel daarvan is dat Jesus kom en hy sê vir ons dat hy gee vir ons 'n nuwe gebod. Né? Nou is dit 'n nuwe gebod? Nee. Dit was 'n nuwe gebod vir sy hoorders, want omdat hulle die hele doel van die wet verloor het. So vir hulle was dit definitief 'n nuwe gebod gewees. Maar as ons kyk na die 10 gebooie, dan sien ons is eintlik presies dieselfde wat die 10 gebooie eintlik is. Want Jesus sê is dat jy moet jou naaste lief hê soos jouself en jy moet God lief hê. So dis die nuwe gebod wat Jesus vir ons gee. En as jy kyk na die 10 gebooie, dan sal ons sien maar die eerste 4 gebooie is ons liefde tot God en dan die laaste 6 is ons liefde tot ons naaste. So dis eintlik dit wat Jesus net teruggebring het om hulle te gee, want hulle het dit verloor, né? En so die hele punt is dat wanneer jy begin by die begin, wanneer die fondasie reg is en jou liefde tot God is daar, outomaties gaan jy dit met ander wil deel. Outomaties gaan jy wil uitreik na mense om jou. Want jy gaan nie afkyk na hulle nie, jy gaan nie hulle, jy wat ek sê, soos hanteer asof hulle nie waardigheid het nie, want hulle is ook
geskape wesens. Hulle is ook kinders van God. Hulle is miskien nog net nie deel van hierdie kraal nie, soos wat Jesus sê. Verstaan jy? So, die punt is maar net is dat, hoe hanteer ons mense om ons, is baie keer gebaseer op, het ek daar die tyd wat ek spandeer met my Skepper. En in Johannes 17 sien ons ook hoe Jesus se gebed gaan, dat ons een met mekaar sal wees, een met, soos wat hy en die Vader een is. En ons kan nie dit hê, as ons nie in konneksie is nie. En is dit moontlik, om in volledige eenheid met mekaar te wees? Ja, dit is moontlik, maar die ding is, dit hang ook af van baie dinge. Okay, maar dit is moontlik. Dit is moontlik. Ja. Die rede kom ek sê, dit is moontlik, is dat dit is nie net afhangend van een persoon nie. En dit is die hele punt Verstaan van, jy? wanneer dit So, kom van konneksie met mekaar, is dit 'n wederwysydse, absoluut. ja. Dus byvoorbeeld is, as jy kyk na 'n besigheid, of jy kyk na enige iets, byvoorbeeld kyk na 'n weermag, is, hulle kan nie suksesvol wees as daar eenheid is. Maar almal moet saam staan en hulle deel bring vir dit om te kan werk. Ja, as daar Verstaan een jy? is So, wat as daar verraad pleeg, dan is een of twee of drie, of as 'n paar is, uit duisende of miljoene, wat begin soos nee, hulle wil nie dit of wat dat, dan, dit is waar die swakheid begin inkom. En dis hoekom eenheid so belangrik is, en hoekom belangrik is dat in plaas van dat ek rondkyk en vingers wys, Ja. dat ek my eie lewe, as elkeen net sy eie lewe reg kry en orde kry, dis daai driehoekie, ja, van ons gaan net nader aan mekaar in werklike eenheid kan kom as ons na Christus toe beweeg. ons moet nie ons doel voor oë verloor nie. Dan die volgende gedeelte is kerkverbondenheid. Kolossense 4 vers 10 tot 11, en dit sê, Aristarchus, my medegevangene, groet julle, en Markus, die neef van Barnabas, oor wie julle bevele ontvang het. As hy by julle kom, ontvang hom. Ook Jesus, wat Justus genoem word, manne, wat uit die besnydenis is, hulle alleen is my medewerkers vir die koninkryk van God, en hulle was 'n troos vir my. So is baie interessant, Paulus noem hier so 'n paar medewerkers by die naam, en as ons nou 'n bietjie verder lees, van vers 12 af, gaan dit verder, dan sê Epaphras, wat een van julle is, 'n diensknegt van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Want ek getuig van hom, dat hy 'n groot ywer het vir julle, en vir die wat in Laodicea, en die wat in Hierapolis is. Die geneesheer Lukas, die geliefde, en Demas groet julle. So is 'n paar mense wat hy hierso noem, né? Aristarchus, Markus, Justus, en Lukas en ja, daar's 'n paar van hierdie Demas. mense wat hy hierso noem. meeste van hulle moeilike name in dit geval. Dis is 'n interessante naam, en hy sê letterlik soos, van hulle was saam met hom in die tronk. Hierdie gevangenis. Hy word elders genoem as 'n Macedoniër, dis nou Aristarchus, wat die oproer in Efese oorleef het, en Paulus op sy reis na Rome vergesel het. Hier is 'n man wat nie net in die goeie tye met Paulus was nie, maar ook in die swaar tye. Verstaan, so dis baie keer wat jy kan sien, wanneer eenheid ware eenheid is wanneer daar saamgestaan kan word ten spyte van omstandighede, ten spyte van moeilikhede en wat ook al, kan jy nog steeds saam staan en die werk doen wat gedoen moet word. En dan kan ons selfs sien met Markus, dit sê hier so, Barnabas is die neef van Barnabas, né? En en dit sê so, hulle was ook saam op 'n sendingreis gewees, en daardie mislukking het so ernstige breek veroorsaak dat Paulus en Barnabas van mekaar geskei het. Maar hier jare later beveel Paulus hom aan, as hy by julle kom, ontvang hom. Genade het Markus 'n tweede kans gegee. So, al is daar verskille, beteken nie dat hy ons gaan die mense afskryf nie. Ja. Probeer dit uit te sorteer. Verstaan, en probeer te kyk, wat is dit wat ons kan doen om dit uit te sorteer, en as dit moontlik is om dit te doen, en dan doen dit. En dit is vir my mooi net om te sien dat Markus ons nog hy was 'n tamelike jongerige ou. En hy het gegroei. Ja, En ja, ons almal het ons almal het groei nodig. Ja. En ons moet vir mekaar die ruimte gee om te kan groei. Ja. En dan Justus, ons weet nie regtig veel van Justus nie. En
behalwe dat Paulus hom as 'n medewerker en 'n troos beskryf. Ja. Nie almal in die koninkryk se werk is bekend nie. Maar almal is waardevol. En daai punt vir my is baie belangrik, want Ons weet niks verder van hom nie. ons hoor niks verder van hom nie. Ja. En dis net hierso waar Paulus van hom noem, en dis dit. Baie keer, wanneer ons na iets kyk wat suksesvol mag wees, as ons kyk na 'n maatskappy wat suksesvol is, dan sien jy net 'n paar mense, hoofmense, en dis dit. Jy sien nie die werkers wat in die agtergrond of in die Ja. agter die skerms wat. So as jy vat byvoorbeeld, as jy kyk na 'n organisasie soos NASA, né, wat mense in die ruimte instuur. Dis duisende ter duisende mense wat dit vat om dit moontlik te maak. As jy vat vir enige groot maatskappy, dis duisende mense wat dit vat om dit moontlik te maak. En meeste van mense se name niemand weet nie. Ja. Niemand, almal doen net hulle gedeelte. Hoeveel te meer vir die kerk van God. Verstaan jy? Daar's miljoene mense en almal het hulle gedeelte wat hulle doen. Soos die liggaam van Christus of die liggaam van die kerk. Dis die hele Ja. punt. Verstaan jy? So en almal het hulle part en hulle gedeelte wat hulle moet doen en ons doen dit nie vir aansien nie. Ja. Ons doen dit nie om eer te kry en om en vertoning en al hierdie dinge nie. Nee, die rede hoekom ons dit doen, want ons het 'n spesifieke sending wat Christus vir ons gegee het. Ons het daardie doel wat ons moet bereik en dis die rede hoekom ons dit doen. Ons doen dit nie vir aansien nie. En so daar's baie van hierdie mense wat ons nie regtig van bewus is nie of wat skaars genoem word, maar hulle werk is waardevol. En dieselfde wat ons dan moet kan skep met ons werk wat ons doen. Ja. Ons werk is dalk nie groot of dat ons 'n klomp mense op een slag kan bereik of wat ook al, maar as ons een persoon kan bereik en op 'n slag kan bereik. Ek weet my broer, hy werk in die mediese veld en as hy met 'n pasiënt werk, is dit 1 op 1. En daar het jy so 'n voorreg om met een persoon te werk. Ons hoef nie altyd te dink dat jy 'n prediker of 'n predikant moet wees of sendingwerk moet gaan doen nie. Al daai goed is wonderlik as die Here jou so kan gebruik. Maar ons moenie neerkyk op die werk waar ook al jy is, waar ook al die Here jou geplaas het in die wêreld. Daar kan jy vir hom werk. Dit is interessant dat jy dit noem, dat het my dink aan Doug Batchelor en sy lewensverhaal en hoe hy die waarheid ontdek het, was in 'n grot met iemand wat die Bybel daar gelos het. So die persoon wat die Bybel daar gelos het 'n invloed gehad op iemand se lewe, op een persoon se lewe. En daai een persoon Jy het duisende mense geraak. as nie miljoene nie. Ja. Verstaan jy? So En daai baie persoon is keer- onbekend. ja, sommige keer, ons is enig sal ons miskien weet, hè. So baie keer dan kan ons miskien neerkyk soos in, jy weet, soos in, moet ek nou al hierdie tyd en al hierdie moeite is een persoon. Dis een persoon. Nou byvoorbeeld, né, sê maar ons laai nou hierdie video op YouTube, né? En hy kry net 1 view. Sal meeste mense dink Dis 'n dit nuttelose. ja, verstaan jy, dit was nou dit het geval. Jy weet, hy het net 1 persoon gekyk hier daarna. Dit was die moeite werd. Verstaan jy? Alles is net vir daai een persoon wat iets ergens waardevol kon gevind het. Is dit die moeite werd? En dit is hoe ons moet kyk na In die Here se werk. na hierdie missie wat God vir ons gegee het om te doen. Om volmaak en volkome staande te bly, kan ons in Filippense 3 vers 13 en 14. Broeders, ek reken nie dat ek dit self begryp het nie, maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. So ons het nou letterlik net gepraat van wat is hierdie missie wat God vir ons het? Wat is hierdie roeping wat vir ons gegee is? En hierso praat Paulus spesifiek nou hieroor. En hoe doen ons dit? Wel, om Ons kan nie agter te kyk nie. vorentoe te gaan. Ja. En bly vorentoe gaan, om volmaak en staande te bly. As ons weer nou ons, wag, laat ek hier so stil staan, doelgerigtheid. As ons nie die doel voor oë hou nie, gaan ons nie by die doel uitkom nie. Ons moet weet waarheen ons gaan en ons besluite moet binne die raamwerk van hierdie doel gemaak word. Om in die wil van God staande te bly. Ek hou regtig van hierdie frase wat ek gehoor het iemand in 'n preek of 'n aanbieding wat sê, by our choices we choose how sweet Jesus is to us. Dit het 'n oliebol, 'n donut en 'n lemoen vergelyk.
Die lemoen is lieflik soet as jy hom voor die donut eet. Maar as jy eers die donut en dan die lemoen gaan, het regtig nie lekker proe nie. En so het Satan allerlei ongesonde goeders in die vermaak van die wêreld gesit. Dat as ons dit proe, gee dit jou 'n rush, soos wat suiker kan doen. En as ons Jesus se rustigheid ervaar, dan is dit nie genoeg om ons te bevredig as ons onsself eers ooreet het of volgemaak het aan iets anders nie. Ja. So, ons kan kies, deur ons keuses, kan ons kies hoe soet Jesus vir ons is. So ons sien die vyand is daar om ons aandag weg te vat. En hy gebruik ons sintuie. Ja, So die hele punt is as jy jou kind vat en jy gee jou kind net soetgoed om te eet en jy gee jou kind net wat ook al dit mag wees. Al hierdie kunsmatige goedekal, né? goeders, ja. As hulle gewoond is daaraan en as jy sê, maar my kind eet nie regtig groente nie, hou nie regtig van groente nie. Jy het hom nooit geleer om dit te Maar, gee. maar dit gaan nie net oor leer, dit gaan oor, jy gee vir hom al die ander goed om te eet. So natuurlik gaan hy nie dit wil eet nie, verstaan? Want sy sintuie is nou al reeds benevel deur al hierdie ander goed. Verstaan? So dit is nie lekker. Dit is letterlik fisies nie lekker, want dit kan nie lekker vir hom wees nie, want dit is reeds benevel. En presies dieselfde met ons is dat ons laat toe dat ons sintuie benevel word met al hierdie ander goed. En dan wanneer ons die woord open, dan is daar geen opwinding in dit nie. Dit beteken nie, daar kan nie opwinding wees nie. Daar is absoluut opwinding om 'n Christen te wees, 'n absoluut opwinding om 'n pad te stap saam met jou Skepper. Maar ons kan dit net ervaar wanneer ons doen wat Paulus hierso doen, en ek vergeet die ding wat agter, ek los dit wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is, en jaag hierdie doel, en is 'n prys, dit is iets om te behaal, verstaan, dit is iets van waarde, verstaan, so, en die verkry en van die hoë roeping van God in Christus Jesus. So, dit is iets van waarde waarna jy op pad is, wat jy na streef na. So, wanneer iets vir jou van waarde is, dan gaan jy moet opofferings maak. Jy gaan moet moeite doen. Jy gaan moet bietjie, ek wil amper sê, bietjie pyn ervaar baie keer. Honger is die beste kok. Maar die hele punt is soos byvoorbeeld, né? Jy het nou dag so 'n bietjie fiets gery, 'n bietjie ver fiets gery, né? En toe het jy 'n medalje gekry op die ou einde, né? Nou vir jou is medaljes miskien nie van waarde nie. 'n stukkie metaal. Maar die hele punt is dit om te bewys, hey, jy het hierdie gedoen, né? Maar as jy nou moeg geword het halfpad deur en jy soos, ek wil nou nie meer nie, want daar is sulke karre wat ry wat jy sal optel, né? Ek het met die vorige so 'n paar weke vroeër het ek 'n resies gery en daar was letterlik hierdie kar wat ek het so 'n bietjie swaar getrek. Daar was letterlik hierdie kar met die waantjie wat almal optel wat nie maak nie. En hy's heeltyd hier agter my. Ek sê sin, los my dit uit, jy weet. Jy wil net nie aanmoediging Jy weet, ja. Dit maklik maak om op te gee. En in elk geval, so die punt is maar net, daar's altyd hierdie van okay, ek kan nou maar opgee. Ek het nou genoeg gehad. Nee, ek wil nie meer verder druk in die deur. Christelike pad is daar nie daardie opsie nie. Daar's 'n opsie. Jy kan dit kies, maar die punt is Dan gaan jy wat gaan die uitkoms wees? Ja, dis Verstaan nie die moeite werd nie. Jy moet vir jouself sê, daar is nie daai opsie nie. Ja. As jy 'n spesifieke doel, soos 'n besigheid of enigiets in die wêreld wat jou studies wat suksesvol behaal, as jy nie die doel voor oë hou nie, as jy vir jouself sê, maar jy kan maar opgee wanneer ook al jy wil, dan gaan jy nie die doel behaal nie. Dis hoekom ek sê daar is nie daardie opsie nie. Ja. Maar ja, ons lees weer uit Kolossense 4 vers 12. Epaphras, wat een van julle is, 'n diensknegt van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God. Kom ons breek hierdie vers 'n bietjie af. Om te staan, waarom laat dit jou dink? Efesiërs, my laat dink Efesiërs 6. Dit staan in 'n berg. Maar wat is dit wat altyd staande bly? En die wind en die weer. Dit hang af hoe groot die diep die waters is. Maar ja, ek dink aan die vloed. Ja, 'n berg, okay. Ek dink om staande te bly, hoe? Efesiërs 6. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Okay. Om te kan staan, beteken om onbeweegbaar, daar is nou seker jou bergillustrasie, om onbeweeglik te wees, standvastig gegrond. Okay. En soos Kolossense 1 vers 23 dit ook beskryf,
En dit sê, as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het, en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. So as ons gegrond en vas bly in hierdie geloof, dit is wat ons moet doen, dit is wat ons nodig het. Dit is my baie interessant, want dit laat my nou dink dat, wat beteken gegrond? Diep wortels, so ja, dit- in 'n boom. Ja, dit laat my dink aan fondasie. Ja, Gegrond. gebou se. So soos wanneer dit bou, want daai gedeelte net moet nie afkom van die hoop. Dit wat Christus vir ons al reeds daar gestel het, moenie afkom van dit nie. Wat beteken jy gaan af om iets te doen? Wat my onmiddellik laat dink aan Nehemia wat die muur bou en wat sê die mense vir hom, kom af en kom gesels met ons. Want kom praat met ons, Hulle word né? verloor bietjie fokus Ja. of So klein stukkies uitsorteer wat eintlik nie jou doel is. So dis letterlik hierso is ons is besig op 'n pad en soos wat ek vroeër genoem het, die vyand se werk is om ons aandag weg te van wat ons moet doen. So ons het verskeie dinge wat ons wel moet doen. So heel eerste is dat God het 'n pad wat hy stap met my as persoon en 'n werk wat hy aan my moet doen, met my karakter het dit nodig. Verstaan? En dan het ek 'n werk ook om te doen is deel daarvan, maar dis nie net my fokus is nie net op ek en op myself nie, nee, maar dit gaan oor mense buitekant my. Verstaan, soos daai koneksie wat jy het met mense buitekant jou. En dit is so dis deel van daai werk, né? So dit is die werk wat God met my doen, né? En deel van daardie, jy weet, wat ons elke dag ons kruis moet optel, maar dan ook die roeping wat hy het vir ons om dit wat God in my lewe wil doen uit te dra en te deel met ander. Net sê, soos vir my as 'n mamma, dat het my net dadelik dink soos my kinders is 'n baie groot motivering vir my om my lewe reg te kry. Want ek sien al die dingetjies wat hulle by my optel. En ek sê, Here, nee, hulle moenie met dieselfde goed stry as wat ek stry nie. Ja. Help my hiermee. En dan moet ek werk maak daaraan, 'n plan beraam, hoe gaan ek hierdie oorkom? En jy moet dit vir jouself moeilik maak om weer na slaggat te val, wil ek amper sê. Ja, maar die hele ja. punt wat ek wil maak is, wat beteken die woord gegrond? Ja. So ons is besig om iets te bou. So dis nie net van, Dis 'n karakter wat jy bou. ja, ek bou nie net aan myself nie, maar ek help ook ander mense aan hulle self bou. En dis hierdie hele samewerking, maar ons is besig om iets te doen. Daar's 'n werk wat besig is om te doen. En dit sê, wees gegrond, né? Soos hierdie werk om te doen, en dan moenie afkom van dit nie. So dit is die punt wat ek probeer maak, is, en dit het my dadelik laat dink aan Nehemia, is kom af. Ja. Kom laat jou aandag afgetrek word, dat jy tyd weggevat word van die werk wat eintlik gedoen moet word. Ja, en dit moet ons nie toelaat nie. Verder, Kolossense 4 sê dat ons volmaak moet wees. Daar is 'n groei wat in Christus moet gebeur. Wat het ons nou nog gelees van Markus? Daar is sonde wat afgelê moet word. En ons karakters moet volmaak word in Christus. Dit is 'n aanhoudende proses. Dit is nie iets wat oornag gebeur nie en dit is ook nie iets wat vir later, môre, Ons kan uitstel. ons kan word nie. Soos dat eendag sal ons dit doen. Ons kan nie sê dit is iets wat ek maar in die hemel gaan doen nie. Ons het nou die tyd van beproewing, nou die tyd van versuiwering waardeur ons gaan. Hier is die vraag. Hoekom is jy nou in die hemel nie? Want die werk is nog nie klaar nie. Ja, maar hoekom kan ons nie net almal hemel toe gaan nie? Nou, dadelik. Wat is jou antwoord? Nee, maar jy hoor wat ek sê. Soos in, hoekom kan God nie net soos in, al hierdie, almal wat nou glo in hom, en wat nou soos in, ja, die Bybel is waar, en wat ook al, soos in, Maar jy bedoel nou soos iemand wat hulle geloof sê, ek kies Christus. ja, ek ek is is nou klaar. Ek is nou klaar. Hoekom gaan ons almal hemel toe dadelik? Van ons werk en my karakter het gedoen moet word. Verstaan jy, ek is nog nie reg vir die hemel nie. Sal ons daar kom en dan sien ons net lemoene en geen donuts nie? Miskien, verstaan jy, soos in, verstaan, so, baie keer is dit soos in, weet, hoekom sukkel ek hier op aarde, hoekom hierdie, hoekom daardie, die enigste rede hoekom ek leef is van genade. Want soos in, ek verdien dit nie, dis is 'n gevolg van genade. So met God my lief het, ek verdien nie sy liefde nie, maar God het my lief. En dit is hoekom ek kan leef. En hierdie lewe wat ek nog hier op aarde, is vir my, om hierdie karakter wat God vir my, met my gemaak het, maar wat geskaad is deur sonde,
moet herstel word. Verstaan? So ons is deel van hierdie proses en dit is om hierdie proses met ander mense te deel, dat hulle kan ook kan sien, hey, dit is genadige God wat jy liefhet en dit is wat hy vir jou wil hê. En ek dink die hele punt van dit ook is dat om hemel en aarde te verenig, sonde het daardie eenheid gebreek, 'n Skeiding gebring. skeiding gebring. En die hele proses van karakters wat weer in lyn kom met sy beeld, is daar 'n eenheid wat herstel word. En dis wat hy vir ons wil doen. Dit is nie dat hy ons nou hierso 'n bietjie langer laat wil lei en jou man moet skaaf nie. Hy kan nie eenheid met ons hê as ons nie ons sonde laat afstaan nie. En hy gaan ons nie forceer nie. En dis As jy die donut wil eet, gaan hy jou toelaat. Want dis jou keuse, jou vryheid van keuse wat jy moet uitoefen. Sies tog jaar met donut word, as ek kan vanaand. Die ding word deurgetrek, okay? Maar in elk geval, ek dink as 'n goeie voorbeeld is Henog. Hoekom het Henog Hy kon maar gaan. maar jy hoor wat ek sê, soos in, ek het een keer ek het iemand 'n storie vertel. Ek dink was 'n dogtertjie of iets wat gesê het, sy storie vertel van Henog, as ek nou reg, ek gaan nou hierdie storie nie reg vertel nie. Maar sy het gesê van Henog het saam met God gewandel, het saam met God gestap. En toe ek dink sy haar pa of iemand van gevra sy sê, maar hoekom het Henog hemel toe gegaan? Toe sê sy maar hy het so ver saam met God gestap dat dit was nader gewees om hemel toe te gaan as om terug te gaan huis toe of iets soos dit. So maar dis die hele punt is dat God wil wandel met ons. Hy wil stap met ons. Hy wil connect, hy wil verhouding hê met ons ten volle. Ja. Dis wat hy wil hê met ons. Verstaan, maar ons hou vas nog aan die wêreld. Ons hou vas aan dinge om ons en dis amper asof ek hoor baie keer jong mense sê van hulle wil hê die Here moet nou al kom, want hulle wil nog eers dit en dit en dit en dit. Verstaan jy? Studies of wat ook al dit mag wees. Ek wil nog eers hierdie bereik, ek wil nog eers 'n besigheid begin. En is nie dat dit verkeerd is om 'n begeerte te hê. Nee, maar hier is die punt. Dis soos amper asof ons dink dat hierdie dinge wat ons, die tydelike dinge op aarde, is beter. Is soveel belangriker as dit wat wag vir ons. As dit wat God wil hê vir ons. Verstaan jy? Dit is soos in ek dink ons het nie die Engels woord clue. Ons het geen idee wat wag vir ons en wat God werklik vir ons wil gee. Ja. Dis is geen gedagte wat by ons kan opkom nie. En dit is wat God graag vir ons wil gee, maar ons moet hom toelaat om dit vir ons te wys. As ons verder gaan in ons vers, ek lees maar weer vers 12. Epaphras, wat een van julle is, 'n diensknegt van Christus, groet julle en stry altyd vir julle in die gebede, okay? Dat julle volmaak en volkome mag staan in die ganse wil van God, volkome. Dus tot 'n volledige maat, met volle oortuiging, die wil van God te kies in alles, met volle oorgawe. En natuurlik, die ganse wil van God is allesomvattend. Dit is in elke liewe ding. Sy wil te volg en te staan in sy wil. Nou, die vraag is hoe kry ons dit reg? En dit is wat Epaphras gedoen het, in gebed. Ja, dus wat ons vroeër gesien het, nee? Dus nou net begin het. Met Tessalonisense. Dus hoe kry ons dit reg om in alles dankbaar te wees? Hoe kry ons dit reg om heeltyd vreugde te hê? Om heeltyd vreugde te hê. En nou kom ons by die volgende gedeelte wat baie keer vir ons half kniehalter, as ek dit so kan stel. En dit is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En dit is wat baie keer vir ons hierso 'n klip in ons pad gooi. Ja. En hoe kry ons dit reg om in die wêreld te wees, maar nie van die wêreld te wees nie? En ek dink ons het in 'n vorige studie het ons gepraat oor ambassadeurs. So as jy ambassadeur is jy miskien nou in hierdie land, maar jy's nie van hierdie land nie. Verstaan jy? Jy verteenwoordig jou land. En so dit is vir my baie goeie voorbeeld van hoe leef jy in 'n omgewing waar jy in die omgewing is, maar jy's nie regtig van daardie omgewing nie. En mense kan duidelik sien dat jy is nie van hier nie. Dis wat ek sê. En dit is nie van ek moet nou probeer anders te wees en ek probeer alles in my vermoë om anders te probeer. Dis nie die punt. Dwars wees nie. Nee, dit is glad nie die punt nie. Die punt is net dat wat gaan mense raak sien
wat anders is? Is dit omdat ek anders te probeer wees? Of is dit, hulle gaan iets raak sien wat buiten my is? Iets raak sien wat nie van mense afkoms is nie. Jy hoor wat ek sê? Dit is die anderste, as ek dit in hakies kan sit, wat mense met raak sien in my, is die geestelike, dis daai die lig wat van God afkom, nie my eie slimmigheid wat ek probeer uitstraal hierso nie. So kom ons lees gou vinnig verder, ons nog steeds in Kolossense 4, en dit is vers 14, vers 15, as jy dit vir ons kan lees. Die geneesheer Lukas, die geliefde, en Demas groet julle. Groet die broeders in Laodicea en Nymphas en die gemeente wat in sy huis is. En dan lees ons met klaar tot op die einde. En wanneer hierdie brief by julle gelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van Laodicense gelees word en dat julle ook die uit Laodicea lees. So daar's 'n brief van Laodicea wat ons nie wat nie behou was nie. En ons gaan nou daarby uitkom. En sê aan Agrippus, gee ag op die bediening wat jy ontvang het in die Here, dat jy dit vervul. Die groete van my Paulus met my eie hand, dink aan my boeie, die genade sy met julle. Amen. En as ons 2 Timoteus 4 vers 10 en 11 lees, sê dit, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. En het na Thessalonika vertrek. En Crescens na Galasië, Titus na Dalmatië. En dan vers 11, Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Dit is eintlik so hartseer om die twee so na mekaar te lees, om te sien iemand wat in die bediening was, wat weggeval het. Ja, en uit 'n baie spesifieke woord wat hy hierso gebruik. Want hy sê, van Demas het my verlaat, en hy los dit nie daar nie, want hy sê, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. En hier is die vraag wat ons onsself moet vra, is, wat het ek meer lief? Het ek die teenwoordige dinge, die tydelike dinge meer lief, stel ek dit van op meer waarde as my verhouding met God? Jy hoor wat ek sê? Waar is my prioriteite in my lewe? Want baie keer, dis amper, wat ek het so stel, en ek gaan nou 'n bietjie met die draailoop, so vergewe my, maar hoekom dink jy is dit, dat baie keer in huwelike, nee, dinge skeefloop? En ek praat nie nou van, jy weet, mense wat nou, dit is nie baie keer, soos in, dit kom op 'n punt waar jy soos in, want ek het dit al gehoor, en dan dink ek altyd, maar hoe op aarde is dit moontlik? Waar ek kom op 'n punt soos in, hulle erken nie eers meer die persoon wat hulle mee getroud is nie, soos hulle het al so verby mekaar geleef, dat hulle totaal vervreemd is. En my vraag is, hoe gebeur dit? Ronnie, so soveel jare, en dan kom jy op 'n punt van, hoe is dit moontlik? Hulle moet duidelik twee verskillende paaie neem. So, die gedagte wat by my opkom, is dat baie keer neem ons mense vanselfsprekend. So, hier is die ding, omdat jy my ken, nee? En omdat ek weet ek kan jou vertrou, en jy weet, ons het daar hierdie verbinding, nee? Kan ek myself wees met jou. En dit is goed. En ek kan sekere dinge van jou verwag, wat ek van ander mense nie kan verwag nie, want ons is in hierdie verbinding, as jy hoor wat ek sê. Maar baie keer, as ons te hard op daardie gedeelte lê, dan kom dit daarop neer dat ons mekaar van selfsprekend kan aanneem. Mens bly soms sonder om 'n verhouding dan eintlik te hê, dat 'n mens jy hoor wat ek sê, so dit kan kom op 'n punt, konneksie mis. ja, dit kan kom op 'n punt waar jy letterlik van, sy sal verstaan, of hy sal okay wees, hy sal verstaan, persoon soos in, jy weet, ek het nie moeite gedoen om hierdie vir hom te doen nie, so, hy sal verstaan. Jy hoor wat ek sê. En nou en dan, ja, dis fyn. Maar hoe meer dit en dit gebeur, nader kom op 'n punt waar, Daar's nie liefde meer in die klein goedjies nie. en dis die ding, die hele punt wat ek wil maak is ons is in hierdie verbinding met God. En dit is 'n krisis. Ons het uitdagings. En ons spandeer die tyd met God, wat ons eintlik moet nie, en is van, God, hy sal verstaan, hy weet my omstandighede, hy verstaan soos in, en ja, daar is tye, want dit regtig soos in,
Jy weet, jy was miskien in 'n karongeluk en jy lê in die hospitaal of wat ook al en jy kan nou nie jou Bybel lees nie, maar jy kan praat met God. Maar my punt is maar net van, daar is miskien omstandighede wat dit regtig onmoontlik maak vir jou om jou woord te of die woord te open, maar dink jy nie baie keer ons misbruik dit nie? Dink jy nie ons misbruik dit, ons neem dit van selfsprekend hierdie verbinding wat ons kan hê en moet hê met God, want hy sal verstaan. Jy hoor my punt. En deel daarvan kom neer dat ons laat toe dat die wêreld en die tydelike dinge in die wêreld ons so besig hou en so baie keer dinge op 'n punt bring dat soos in, jy weet, hy sal verstaan. En dan kom op 'n punt waar ken ek werklik vir God? En dan hy vir my kan sê, maar ek het jou nooit geken nie. Want dit het so lank tydperk gegaan, dat op 'n punt gekom het van, jy weet, daar is niks meer nie. Daar is nie regtig 'n verhouding nie. En dit is vir my skrikwekkend. En as jy daaraan te dink, dit is soos, Die Bybel beskryf dit, dat aan die einde gaan daar mense wees wat gedink het dat hulle vir die Here gewerk het. Nie net 'n Christen is nie, maar vir hom gewerk het en hy sê, ek ken julle nie. ja. En dit is die hele punt. Maar hoe kan ons dit voorkom? Geef ons dan die oplossing, meneer Stander. Mevrou Stander, ek het nie die oplossing nie, maar die woord van God het die oplossing. En dit kom terug na ons teksvers wat ons mee begin het om te sê, bid sonder ophou. Nee? Soos ons moet in alles dankbaar wees, en ons moet in alles altyd bly wees, maar bid sonder ophou. So die vraag wat jy jouself moet vra is ja, ons kan deur uitdagings gaan en krisisse gaan, en wat ook al dit mag wees. Maar in plaas van dit net te doen en God eenkant toe te skuif, maak God deel daarvan. Verstaan jy? Soos in praat met die Here, spandeer tyd met die Here. En weet jy wat, hoeveel keer het ervaar, dan sukkel ek en dan vra ek vir die Here, Here asseblief help my. En dan hier kry ek die oplossing. En dis maar hoekom moes ek nou so lank gesukkel het? Ek is nou weer die ander kant soos ek vra dadelik sonder om net logika te gebruik ook. Want die Here het vir jou brein gegee. So daar's 'n balans, nee. Balans tussen die twee. Maar die hele punt is maar net soos in, dis amper soos ek nou dag vir jou gesê het, soos baie keer in die dag en dink ek wil hierdie deel met jou. Net soos ek wil graag hierdie iets wat ek gesien het of raak gesien het of wat ook al dit mag, iets wat ek gedoen het, wat ook al dit mag wees, is maar ons is heeltyd in konneksie met God, as jy hoor wat ek sê, ons is heeltyd daar, soos hy is heeltyd daar, hy hoor wat ons sê, soos in, hy sê wat ons doen, maar moet ons nie dieselfde ook wees met die Here, soos in konneksie wees met hom, waar ons heeltyd met hom kan praat, soos in, ons is nou besig met hierdie, en jy weet, Here, wys vir my, hoe kan ek hierdie, of ek het nou net hierdie persoon ontmoet, maar ek weet nie, hoe kan ek met hom praat oor u, of hoe kan ek getuig, praat met die Here, die hele tyd, dit is die bid sonder ophou, dis nie van bid en gaan op jou knieë, maak jou oë toe. Dis belangrik, ons moet nie dit... Nee, ek praat van die hele tyd. Nee, ek weet. God verwag nie van ons dat ons heeldag net op ons knieë moet wees nie. Dit het sy tyd. Maar wat is dit, wat beteken dit om te bid sonder ophou? En dit is waarop dit neerkom, as ons moet praat sonder ophou met die Here. Dat ben ek aan kinders. Praat sonder ophou. En het is my nogal oulik na die dag, toe sien ek, of ek dink die krag was af, en toe die krag aankom, toe sê Cordelia, ag, dankie Here. Toe dink ek, net as ek ook keer met Eskom gesê, dankie Here, as die krag weer terug, goeders in die oond, of wat ek al, jy weet. Maar my punt is dat, as ons in konneksie met God is, sal die mense om ons dit raak sien. Definitief. So, ons het nou gesien, hy het hier so gepraat van Laodicea, né? En dit is nou op Openbaring 3. En dit is die kerk wat niks nodig het nie. En skryf aan 'n engel van die gemeente van die Laodicense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, en die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. So, dit is nogals baie sterk woorde, né? So. Ellendig.
Ellendig is as jy nou vat, het jy al, Amper pateties. ja, maar dis amper ellendig is, het jy al 'n ellendige stoel gesien? Dis soos letterlik, hy's in, dis 'n wonderwerk, hy val net uit mekaar uit. Dis 'n ellendige stoel. Dis is wat die woord beteken, is letterlik soos in, jy weet wat ek sê, dis ellendig. En so hy gebruik hierdie woorde, God gebruik hierdie woorde, om dit te beskryf, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak. Dit is baie sterk woorde. Ja. Van 'n kerk, en 'n groep mense, wat baie sterk voel, dat hulle is okay. Ja, Hulle het nie enige iets nodig nie. Alles is reg en is goed en is wonderlik. En dan sê God, nee, dis alles behalwe. En dan sê dit vers 18, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. Want ja, hulle dink hulle is ryk. Ja. Dit sê ek is ryk en het verryk geword, maar God sê nee. Koop van my goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Ja, kyk, ons besef nie ons het die Here nodig totdat ons onsself werklik sien soos wat ons behoort nie, soos wat ons is nie. So is die antwoord tot ons blindheid en tot die besef van ons toestand, dat ek kyk nie na God nie? Ja, want as ons God sien vir wie hy is, kan ons nie onsself nie raak sien nie. Wat ek bedoel, die vergelyking. Ja. Want ons fokus is baie keer so op mense. Of het nou 'n leier in die kerk, en of het nou celebrities is, of jy weet, Influencers. ja, dis nog erger. Maar in ieder geval, die punt is dat hoe laer ons laer die persoon is waarna ons kyk, hoe laer word ons standaard. Ja. As ons Christus sien, soos dat hy openbaar word, dan sal ons onsself werklik in die regte lig sien. En ons kan daarvoor bid en die Here vra. Hy kan vir ons die salf gee vir ons oë. Dit is wat hy vir ons aanraai om te doen. En ja, hy vra vir ons hy bied dit vir ons aan, ons moet dit gebruik en dit neem. En Maar vers 19 af gaan dit aan, en dit sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en nie deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom altyd hou en hy met my. En dan gaan dit aan en sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. En dit is wat God vir ons wil gee. Dis wat Jesus graag vir ons wil gee. Is hy wil vir ons oorwinning gee. Hy wil vir ons op die uiteinde hierdie einddoel wat Paulus van praat van, dis dit waarna ons moet streef, dit wat ons moet hardloop. Dis wat Christus graag vir ons wil gee. Maar ons kan dit nie doen as ons blind is nie. Weet, hoe gaan ek by ons doel uitkom? ons het 'n gids nodig. En hoe gaan ek weet waar my doel te bereik as ek blind is? Verstaan, dit gaan nie moontlik wees Die nie. Bybel is ons gids. Ja. So, hierdie Openbaring gedeelte aan Laodicea, weer eens, as ons die ware openbaring van ons eie sondige toestand sien, dan sal ons nie hoogmoedig kan wees nie. God se doel om die hemel en aarde te verenig, gaan voltooi word, sonder twyfel. God sal oorwin, hierso sê hy. Ons het daardie keuse om saam met hom te oorwin. Kom ons lees gou Johannes 12 vers 31. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Ons sien in die brief van Laodicea wat ons nou gelees het, dat daar is 'n toestand waarin ons is, en daar is 'n tyd waar daar 'n afsnypunt gaan wees. Waar jy uitgespoeg gaan word, vers 16. Ja. Want die ding is dat kan ons in God se teenwoordigheid wees as ons nog steeds vashou aan sonde? Nee, Dis want as onmoontlik. ons in 'n donker vertrek ingaan,
En ons sit 'n liggie aan. Waarheen gaan die donker? Duisternis word uitgedryf. So as ons in Christus se teenwoordigheid is, En ons is deel van die duisternis. dan gaan ons uitgedryf word. Ja. In Hebreërs 13 vers 21 sê dit, julle volmaak in goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat wel behaaglik is vir hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. En Jesus wil vir ons hierdie heiligmakingproses bewerkstel. Hy wil dit 'n realiteit maak in ons lewe. Dit is wat God se wil is. Maar ons kom terug, ek het vroeër het ek genoem, of die vraag gevra, soos en hoekom is almal nou al in die hemel nie? Is dat ons is nog nie reg vir die hemel nie. En daar is nog 'n werk in my wat gedoen moet word. En daar's 'n werk wat ek moet doen om hierdie boodskap, hierdie evangelie, hierdie goeie nuusboodskap wat God vir ons gegee het, om dit uit te dra aan mense daar buite, wat dit regtig nodig het. Want ons almal het 'n leemte wat gevul moet word. Net deur God gevul. En dit kan nie deur God gevul word. En dit is wat God graag vir ons wil doen. En ons het nou in hierdie kwartaal het ons gekyk na, hoe kan ons verenig word met God? Hoe kan hierdie skeiding wat tussen hemel en aarde is, verenig word? En ons sien dat die middelpunt van dit is Christus. Die middelpunt van die oplossing van alles. Hy is die een wat met die leer van Jakob van aarde af, van die hemel af, aarde toe gekom het en weer teruggegaan het as oorwinnaar. Ja. Ek dink dit gaan my verstand te bo my verstand, as 'n mens dink oor hy wat die skepper God is, homself tot niks gemaak het as mens, een van sy skepsels amper, homself verneder het tot die posisie en toe nog so 'n vieslike manier hoe mense hom hanteer het. Ja. En dit maar net gevat het vir die mense. Dieselfde mense wat dit aan hom gedoen het. Dis vir wie hy dit gedoen het. En ons is deel van dit. Ja. Maar hy was oorwinnend en hy het vir ons oorwin dat ons nou hierdie voorreg het om verenig te weer te word met God. Weer verenig te word. So as ons kyk, die hele brief aan die Kolossense is 'n oproep tot 'n volledige oorgawe aan Christus. En dit is wat die eenheid gaan bring. Van hoofstuk 1 se verheerliking van Christus as die hoof van alles, tot hoofstuk 2 se waarskuwings teen valse filosofieë en al hierdie leringe van die wêreld. In hoofstuk 3 praktiese instruksies vir 'n nuwe lewe, en hoofstuk 4 die persoonlike groete, die boodskap wat konsekwent is. Christus is genoeg. Christus moet altyd eerste wees. En in die boek Koning van die Eeue is daar 'n baie mooi gedeelte wat ek graag wil lees, en dit sê, die siel wat hom aan Christus onderwerp, word sy eie vesting, wat hy in 'n opstandige wêreld verdedig. En hy sal geen ander gesag as sy eie daarin duld nie. 'n Siel wat so deur hemelse magte behou word, sal bestand wees teen elke aanval van die Satan. Sjoe. So hoe is dit moontlik om staande te bly teen elke aanval van die Satan? Is om onsself oor te gee in Christus. Maar tensy ons aan die beheer van Christus onderwerp, sal ons deur die bose beheers word. Dis onvermydelik dat ons beheer sal word deur een van die twee groot magte wat om besit van die wêreld te stry. Dat ek dink aan daai les toe ek jou gevra het, is dit lekker vir hom as ek 'n beheer is van 'n kar. Die Here moet 'n beheer wees in ons lewens. Ja, definitief. Ons hoef nie opsetlik die koninkryk van die duisternis te kies om onder sy beheer te kom nie. Ja. Ons hoef maar net na te laat om ons by die koninkryk van die lig te skaar. Sure. En ek dink hierdie is 'n baie belangrike punt, is dat ons moet doelbewus elke dag, elke oomblik kies. Die regte keuse maak. Want om nie te kies nie, is om te kies. Ja, om die verkeerde te kies. Al verdediging teen die bose is die inwoning van Christus deur geloof in sy geregtigheid. Tensy ons 'n lewende verbintenis met God het, kan ons nooit die onheilige uitwerking van eie liefde, selfbevrediging en die versoeking tot sonde weerstaan nie. Jy sien, hoe kan ons dit as ons nie 'n verbintenis met God het nie?
Ons kan baie slegte gewoontes afleer, tydelik van die Satan wegbreek, maar sonder 'n lewende verbintenis met God, deur ons oomblik vir oomblik aan hom te onderwerp, sal ons verslaan word. Christus wil ons siel 'n vesting maak. Hy wil ons lewe. Dit is amper asof wat God vir ons wil doen, is hy wil vir ons maak soos 'n lighuis. Dat ons hierdie vaste vesting kan wees in die omgewings waar hy ons geplaas het. Want dit is wat God van ons verwag. Dit is ons werk, dit is ons missie. Maar ons kan dit nie doen as ons nie eers in my eie lewe, as in my persoonlike lewe, 'n verbintenis met God aangegaan het nie. En dit is die manier hoe ons daardie konneksie tussen hemel en aarde kan weer verenig. Hoe ons dit kan regkry. Is ons moet elke dag kies, elke oomblik kies, om weer verbind te word met God. Kom ons bid. Here, ons sê dankie dat U vir ons hierdie wonderlike onderwerp gegee het, Here, om te studeer, en dat ons kan sien dat U vir ons dit moontlik gemaak het om weer verenig te word met U. Sal U ons asseblief help om te kies, die regte keuses te maak, deur aanhoudend in konneksie te wees met U. Sal U ons asseblief lei, ons asseblief help, want U is groot en U is magtig en ons sê dankie vir alles wat U gedoen het om dit moontlik te maak vir ons om weer in eenheid met U te wees. Here, U is wonderlik en groot en ons loof en prys U naam. Dankie, Here. Ons sê ons is lief vir U en ons kies om U kinders te wees en U werk te doen. Help ons daarmee asseblief. Ons vra dit in Jesus naam.